Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis met die Bybel in 1 jaar span. Vandag het ons die voorreg om Lukas 23 vers 33 tot 49 te lees. 'n Hartseer deel. Lukas beskryf hier Jesus se kruisdood en ons sien ook Jesus se woorde en sy reaksie tydens sy lyding aan die kruis. Ons lees hier van die berou van die misdadiger aan Jesus se sy en ook die optrede van die skare en die hoëpriesters en die sogenaamde kerkleiers wat daar was. En dit is vir my een van die mees betekenisvolle gedeeltes oor die offer wat Jesus Christus vir ons as mens se sondes gebring het. En die boodskap wat ek hier uit hierdie deel vat en ontvang is dat Jesus Christus vrywillig en met liefde gelei en gesterf het aan die kruis vir my en vir jou as die mens, om ons te verlos van ons sondes. En sy offer bring vergifnis, redding en hoop vir elkeen wat glo. Ware geloof en berou lei tot verlossing. Ek wil graag 'n paar gedagtes deel rondom die teksgedeelte. In verse 33 tot 38 lees ons van Jesus se lyding en ook die vergifnis wat hy bring. Jesus word gekruisig tussen twee misdadigers en ondanks sy lyding en ondanks die onregverdigheid van dit wat hier gebeur, vra hy vergifnis vir die wat hom kruisig. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons aanbid 'n awesome God. Want dit wat hy hier doen, wys net, gaan lees Jesaja 53, hy is die lydende dienskneg wat ons sondes dra. Romeine 5 vers 8 sê dat God bewys juis sy liefde aan ons deur Jesus Christus se dood, voor ons nog enigstens daarvoor gevra het of besef het dat ons dit nodig het. En dit wys net vir ons die diepte van sy liefde, die grootsheid van sy genade, selfs teenoor ons, toe ons nog sy vyand was. Ons lees in vers 39 tot 43 van die misdadiger se berou. En een van die misdadigers spot met Jesus. Die ander een kyk verby die omstandighede en hy bely en sê vir Jesus, Here, ek verdien om hier te wees. Dink aan my in die paradys. En Jesus antwoord hom daar en dan dat hy vandag nog saam met hom in die paradys sal wees. Wow, is dit nie 'n bewys dat ons gered word uit genade en genade en genade alleen nie, nie uit werke nie, net uit geloof. 'n Misdadiger wat op sterwe is, wat Jesus erken, Jesus bely, Jesus glo, en op daardie stadium kom Jesus en sê, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. En dit laat my dink aan Johannes 3 vers 16, waar die Here sê, wie in hom glo, het die ewige lewe. Lees gerus Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Genade of redding is slegs deur genade, deur geloof. Ons sien dan ook die reaksie van Jesus se sterwe en die reaksie van die skare toe Jesus sterf. Daar gebeur wonderwerke toe Jesus sy gees opgee. Donkerte, sonsverduistering, die aardbewing en die voorhangsel van die tempel wat skeur. En ja, daar's baie mense wat baie dinge sê, daar kan nie 'n sonsverduistering wees met volmaan. Weet jy wat, as God sê die aarde het donker geword, die skepping het gereageer op die skepper wat sy lewe neergelê het. En die skare besef dat iets spesiaals hier gebeur het en dat die geskrifte vervul word. Psalm 22, 'n profetiese psalm oor die lyding van die Messias. Selfs die offisier bely dat Jesus onskuldig was. Die disippels gaan weg in rou, die skare gaan weg in verbasing en ek wil amper sê ongeloof oor dit wat hier gebeur. Terwyl ons weet, hierdie offer het my en jou en die wêreld verander. Kom ons oorweeg bidden vandag.
erken ek en jy ons eie sonde en ons behoefte aan Jesus se verlossing. Kom ons dink en vra die Heilige Gees, hoe kan ons vandag met meer oorgawe in geloof leef, wetende dat wat Jesus vir ons gedoen het. En dan, partykeer vir ons nog 'n moeiliker een, bied ek en jy vergifnis aan ons medemens, waar hulle ons seermaak, selfs al verdien hulle dit nie. Ons het gesien dat Jesus se kruisdood die grootste, die hoogste uitdrukking van sy liefde vir ons en sy verlossing vir ons is. Sy vergifnis en die berou van die misdadiger leer ons dat redding beskikbaar is vir almal wat glo. Kom ons gee ook daai genade aan ons medemens vandag. Groete en seënwense vir jou.